Hartlik goeiemôre hier vanaf die Waterval Sportsgronde in Ikemeleng, geleë net so buite Rustenburg hier in die Noordwes provinsie, die Platinum provinsie. Dit is Sibanye Stillwater Derby Day, die tuisspan Sibanye Warriors wat te staan kom teen die Sibanye Lions. Die verrigtinge wat so 'n bietjie laat afskop vandag. Dis die damespan, die Lionesses, die Sibanye Lionesses, wat so 'n paar minute gelede eers hier by die gronde opgedaag het. So die dameswedstryd, die gaan 'n verkorte weergawe wees om seker te maak dat die tweede spanne en die eerste spanne dan op tyd begin. Ja, dis 'n jaarlikse hoogtepunt hier op die Sibanye Stillwater rugby kalender of sportkalender, wanneer die Lions hier kom kuier by die Warriors. Die twee spanne, die weeg altyd goed teen mekaar op. Die Lions wat 'n baie ontwrigtende tipe rugby speel, hulle dit verlede naweek daar in Potchefstroom teen Potchefstroom Rugby Club ook baie moeilik gemaak vir die tuisspan. Ja, so die lewendige stroom wat so 'n bietjie laat begin het ook vanoggend, juis as gevolg van die feit dat die spanne eers laat opgedaag het en ander eksterne faktore. Maar al die aksie, die word ouer gewoonte aan u gebring hier deur die produksiespan Albert Swart, en wat aan die hoof van hierdie produksie staan, Afrikaanse kommentaar deur Gladdebeck rugby kommentator Okkert van Skalkwyk. U kan gerus Square Sports volg, ook op die sosiale media platforms, en dan ook myself, Okkert van Skalkwyk of Gladdebeck rugby kommentator, wat ook al die aard van die gebeurtenis is. Ons is daar om die lewendige aksie aan u kliënte of u getroue ondersteuners te bring. Kom ons kyk gou hier na die span van die Lionesses. Amashle Mayongu, Kelebogile November en Annalisa Makatsi. Hulle is die agterste driehoek. Die middelveld beman deur Sandisiwe Setiana en Tani Sujiwane. Dan die skakelpaar Latoya Saitlare en Nicole. Die los trio en die kaptein Chaiwita Krubani, agste man Ignacia Sifunda en Sanewe Komiyeza wat die twee flanke is. Dan is dit die slotpaar Zintle Skatla, Yamkela Ambem en dan daar die voorry Kwanele, Omsle Sebe en Yolanda Kwele. Wissel, wat hierdie produksie natuurlik vandag moontlik maak. Dion Tron, wat woordjie hier met ons gewissel het, hy gaan ook daar in die tweede span wedstryd sy bydra lewer om 'n bietjie te speel ook. Ja, so dit is dan nou die span van die Sibanye Lionesses, daarvan die Kloofmyn, meeste spelers wat van die Kloofmyn afkomstig is. Masego Patane en Jennifer Nkosi wat op die bank verskyn. Aan die kant van die Warriors onder afrigting van Lucas Tsiveni, Alisiwe Jangile, Keniwe Molifi, Chepang Masisi die agterste driehoek, die middelveld Kelebogile Kafolafola en Mosa Monyane die onderkaptein,
loskakel in die Babale se Pika en Goitsione Molwantwa, wat die skrimskakel is, kaptein Isetu Jebesi, Pusisiwe Letlape en Sinutanda Ngwanya, die flanke, die slotpaar Naledi Nkala, Sindiswa Kaledi, en dan die voorry, Landi Mgonso, Zandrey van Staden en Tatisi Chulane, die nommer 1 stit. Wat die plaasvervangers aanbetref, Bokamoso Sepatu, Keki Mosinyana, Masego Chite, Desri Gopaditata, Precious Moanu, Siamtana Magadlela, Apiwe Budu en Palesa Rampau. Dit is dan die reservebank vir die Warriors. 'n Baie koue oggend gewees, nog steeds so 'n bietjie van 'n windjie wat hier waai, wat 'n faktor kan wees. Ook al reeds ons toerusting hier van die tafel afgewaai op 'n stadium. Ja, hierdie produksie word aan u gebring danksy die goedgunstigheid van die borg AMS Hayden Instrument and Mining Services Pty Ltd. Hulle is geleë daar in Rodepoort aan die Witwater se rand. Danksy hulle bydrae kan ons hierdie produksie dan aan u bring. Dit gaan 'n kwaliteit produksie wees, ouer gewoontes, soos wat u dit gewoond is, klank en beeldgehalte. As daar die tegnologiese duiweltjies nie ronddans nie. Dus die mens kan ook maar net sekere dinge beheer, maar ons het al die kundigheid om daardie duiweltjies in hulle hokke toegesluit te hou. Die wedstryde wat hanteer word deur die Luiperds Rugby Skeieregtersvereniging. Die skeieregter van die Luiperds Skeieregtersvereniging, Andile, meneer Andile wat vir ons hierdie wedstryd gaan hanteer. Die tweede span wedstryd die word deur meneer Melikaya hanteer. As Andile die fluitjie dan blaas vir die onderskeie spanne om nader te staan. Die wedstryde wat veronderstel was om so 11:15 te begin. So ons reken dat hierdie wedstryde of hierdie spesifieke wedstryd tussen die damespanne net so 30 minute 'n kans sal wees. Juis om seker te maak dat die tweede span en die eerste span dan op tyd wegspring. Soos wat ons dit beoog het. Net so 'n bietjie kajuitraad nog gehou daar in die middel van die veld. Soos ek genoem het, die oggend het koud begin, maar na mate die dag gevorder het, bietjie warmer geraak. Sê ook dankie vir die twee Pretorius broers. Hulle gaan speel in die eerste span wedstryd, Jaco Pretorius en Hardus Pretorius. Veral Jaco wat harde werk gedoen het vanoggend om die veld in gereedheid te kry. Hy is die sportbestuurder hier, die terreinbestuurder. So hy het ook vir ons die krag kom aanlê nadat daar aanvanklike probleme met betrekking tot die krag was, maar die tafel die is nou gedek vir wat beloof om 'n baie goeie en uitdagende kragmeting te wees.
groot vermaaklikheidswaarde. Nog nie veel toeskouers nie, maar ouer gewoonte weet ons, as dalk van hulle wat wag om eers van skof af te kom, die dreensang hier by die Waterval sportgronde, ook altyd iets om na te luister, afgeskop deur die Warriors. Dadelik in kontak ingegaan daar deur die nommer 3, Yolanda Kwele. Skeieregter Andile sê die bal is vorentoe verloor in kontak. So dit gaan die Warriors wees wat kan ingooi. Skrimskakel gooi Tsione Molwantwa. Ja, die dames die speel nog nie in 'n formele liga nie. So dis net vriendskaplike wedstryde. Dames rugby ook een van die vinnigste groeiende sportsoorte ter wêreld. Sommer baie rugby, ook vandag daar op Ellis Park, Suid-Afrika teen Engeland. Dan is daar natuurlik ook die in die Bosfees op kultuur en musiekvlak daar in Nelspruit. So vir Suid-Afrikaners, alhoewel dit nou winter is en die eerste groot koue front inbeweeg het, genoeg vermaak, weggebreek deur die 8ste man, Chwayita Krubani. Maar dan is strafskop teen die Lionesses. Gooi Tsione, daar met die bal in die hande, gee terug daar na Landi Mkonso, weer vorentoe, bitter naby in die lyn nou, geduld, gooi Tsione, terug daar na haar 8ste man toe, Isetu Jebes, die kaptein, bitter naby in die lyn. Spelers die kom op hulle voete, kry die besit weer terug, loskakel in die Babale se Pika wat die lyn geaktiveer het. Andile roep die dames terug vir die strafskop. Gooi Tsione, gee die bal weer daar terug vir Isetu Jebes, die kaptein, wat dan die eerste 3 aanteken vir die tuisspan, die Warriors. Eerste 5 punte wat dan aangeteken word. Sy roep vir die kegeltjie. Nou kan sy aanlei pale toe. Gooi Tsione Molwantwa. Afrigter Lucas Dziweni, wat baie tevrede sal wees, wat baie tevrede sal wees met sy span se begin. Dis die manier waarop jy die wedstryd wil begin. Ja, dis ook baie moeilik vir die besoekende span, hulle moes direk van die bus af, net so kort opwarming. Die doelskop wat dan ook suksesvol was, 7 punte teenoor 0. Ja, dis jammer dat die dames nog nie veel ondersteuners hier het nie. Maar ons hoop dat die paviljoene voller en voller sal raak. Die borge wat ook ouder gewoonte, Hoofborg MSP. Wat ook ouder gewoonte 'n heerlike spitbraai, so à la Suid-Afrikaanse styl, hier vir hulle gaste en kliënte aanbied. Latoya Setlare met die afskop, skoppie wat lekker gehang het, bal wat terugwaarts verloor is. Ja, skeieregter Andile sê dat die bal die is toch vorentoe aangeslaan. Hulle het hulle self onder druk geplaas. Ongedwonge foutjie wat gemaak is.
Nou, so ek kan hier na 'n bietjie heerlike klaprugby kyk hier vanuit Ikemeling, net so buite Rissenburg. Seker so uur en 45 minute na 2 ure vanuit Pretoria of vanaf Pretoria. Stewige skrim. Hulle kry hulle goeie besit terug. Het was Amasa my jonge wat hanteer het, maar nou is dit die nommer 12 Tani Tsujiwane. Daar teen die klaphuis kantlyn. Oor die kantlyn gegaan. Dit sal met ander woorde die eerste lyn staan van hierdie kragmeting wees. Spelers wat stadig nader loop. Vir korte lyn staan. Bal wat ingegooi word deur die Warriors. Goeie besit verkry deur Naledi Nkala en dan sit die agterlyn wat geaktiveer word. Goeie samespel tussen voor en agterspelers. Khoitsiane wat die bal uitgegee het. So stormram loop hy daar aan die oorkant. Daar moet wel gegooi word deur die Lionesses. Weer beskikbaar. Mooi reguit lyn gehardloop. Deur die voorspelers. Weer beskikbaar. En die Babale se Pika. Sy voer haar agterlyn. Kry die bal daar by Keniwe Molifi. Ook die nommer 13 Kelebogile Kafola. Weer beskikbaar vir die soveelste maal. Hierdie keer lyk dit na Tatisi Chulane wat daar ingestoomroller het. Khoitsiane. Sy kry die bal terug. Hulle wil die bal wyd speel, maar die bal wat daar in niemandsland beland en dan deurgeskop word, daar moet teruggeval word, die bal wat nie beheer kan word nie. Strafskop, onkantlyne wat nie eerbiedig is deur Sibanye Kloof nie. Beweeg terug, die 10 meter. Dis die woorde van Andile, skeieregter van die Luiperds Rugby Skeieregtersvereniging. Kort tikskop hier deur Khoitsiane, dan gee sy weer terug hier na die voorspelers toe. Dis reguit pale toe en nader na die pale toe. Naledi Nkala wat daar ingestoomroller het. Hierdie keer terug na Sindiswa Kaledi. Bitter naby aan die lyn. Weer beskikbaar. Khoitsiane, Molwantwa, sy grawe. Dan kry sy die bal terug. Nou bitter naby aan daardie lyn. Net so regs van die reg op paal. Kan hulle daai besit weer terugkry, die voorspelers wat daardie bal soek. Dan beer hulle deur. Kan nie regtig sien wie daar met die bal opstaan nie. Ons dalk na die kyk weer aksie kyk. Spelers wat so op 'n hoopie daar gestaan het. Deur die geringste van gapings gegaan om daardie 3 dan aan te teken. 12 punte teenoor 0. Met die doelskop wat wag. 2 onbeantwoorde drieë. Al die balbesit die behoort aan die Warriors. Hulle speel mooi volgens struktuur. As Molwantwa terugtreë. Kom vorentoe. Nee, hierdie keer is hy daar links van die linker reg op paal verby. So sy was suksesvol met 1 poging, die tweede poging onsuksesvol. Die telling die bly 12 punte teenoor 0. Sibanye Stillwater Derby Day hier vanaf die Waterval sportgronde. Net weer na daardie 3 kyk as daar oorgeduik word.
Kan nog steeds nie regtig sien wat die nommer op die speler se rug was nie. Is die nommer 15, Amashle Mayongo, wat afskop. Hulle volg die bal mooi op, mooi teruggekry daar deur die nommer 3, Yolanda Kwele, en dan 'n strafskop. Teen die Warriors. Dis die eerste keer wat die Lionesses bietjie voorvoet besit gekry het. En ook Kelebogile Kafolafola, wat daar lê op die grond. Sy gaan 'n bietjie aandag benodig. Bal daar in die hande van Amashle Mayongo, wat die strafskop gaan waarneem. Maar dit was baie goed gedoen deur Yolanda Kwele. Daar vanaf die afskop. Baie aandag wat aan hierdie besering gegee word. Blyk nie te ernstig te wees nie. Sien ook 2 spelers op die veld by die 20 en die 21 try. Ek het ongelukkig op my spanlys nie daardie 2 spelers se name beskikbaar nie. Ek het net 'n nommer 16 en 17 op my spanlys. Die dametjie wat aan die veld gaan verlaat. Vorentoe gebeur deur Kwanele. Sy word plat getrek. Amashle wat die bal kry en daar trek Amashle. Is dit Amashle wat daar oorgeduik het? Dit lyk inderdaad so. Eerste 3 wat dan aangeteken word deur die Lionesses. Hulle slaan terug, wil daar die buffer nie te groot laat raak op die telbord nie. Met die doelskop wat dan wag. Opwindende dag se rugby wat voor lê by Waterval Sportgronde. Baie skynskoppe, kom vorentoe. Tref die bal goed, hy seil oor die dwarslat. 'n Baie moeilike skop, baie goed gedoen. 2 punte wat bygevoeg word. Sewe punte. Sewe punte vir die Lionesses. Die Warriors. Die 12 punte. Mooi beheer vanaf die afskop. Weer 'n goeie loopie. Bal wat uitgegee word. Terugwaarts, dui die skeieregter aan. Goeie werk wat deur Zintle Skatla gedoen word daar tussen die voorspelers. Maar die skrim wat nou toegeken word, die Warriors wat die bal kan ingooi. Dis dan Kelebogile Kafolafola wat die veld verlaat het met 'n besering. Sien dis Apiwe Boodoo wat op die veld is vir die Warriors. Al die aksie op YouTube gebring, Square Sports. Dis waar jy die aksie kan beleef. Apiwe Boodoo. Sy gee die bal uit daar vir haar nommer 14, Kenyiwe Molifi. Sterk hardloper, sy het daar vir Mosa Monyane. Ook 'n sterk loopie deur haar. Goitsione, wat die bal uitgee, lyk daar na Naledi Nkala, wat daar ingaan.
plaas die Lionesses onder groot druk. Hier in daardie sogenaamde rooi sone, the so-called red zone. And once again an injury, needs some attention. Quite an exciting and entertaining fixture between both these teams. The Sibanye Lionesses, that's from Carltonville and Fochville in Northwest Province. Mostly players from the Kloof mine against their rivals, the Sibanye Warriors. Sibanye Stillwater Derby Day, Rugby Day, here at Ikemeleng, Waterfall Sports Grounds, playing host to this annual fixture. The Executive Vice President Cup. That is the cup that the first 15 of the two teams will play for. Kick-off around about 15:30 this afternoon. The Millennium Konso yet available. This time the number 7 Busisiwe Letlape. Setu Jebezi. Fly Alvini Babale. Playing the ball out wide. Alisiwe Jangile. It was a forward pass though, so they need to come back for the penalty. Unfortunate illegal tackling, high tackle by the Lionesses. Hoitsione. Back to the number 3, Landim Konso, trying to barge over the whitewash. Hoitsione. Back to the number 7, Busisiwe Letlape. Try being awarded. That is the third try. Within the blink of an eye. 17 minutes have gone past. Good tempo and good continuity. Although lots of errors, especially handling errors from both sides. Losing the ball in contact several occasions. Hoitsione Molwantwa, her third attempt at goal. Not to be, yet again, just right of her poles, to the right of her poles. Dit aan die telling, 17 punte. Teenoor 7. Landim Konso bringing the forwards into play from the kickoff. Available. Sibanye Warriors on the attack, running good lines. Hoitsione, Indi Babale, Mosa Monyane. And then again in the hands of Kenyue Molifi. Will she make it all the way? Kenyue Molifi.
Try number 4. Incomplete control. Mosa Monyane with a good run, then giving it out to Keniwe Molifi, putting the finishing touches to that try. "17 points becoming 22. The goal kicker, scrum half Khoitsiane Molwantwa. By far the most difficult kick of the day. Half time then, only 20 minutes per half that these two teams will play then. The match being shortened due to the reason that it started late. All the action brought to you on the YouTube channel of Squared Sports. Technical producer Albert Swart and commentator Ockert van Skalkwyk with our camera crew. Game day. It's a Venese League here in the Leopards Rugby area. Venese League already been won by the Sibanye Warriors with 2 rounds still to be played. I think they will do the cap handover later this afternoon after the matches. Then we will have a couple of interviews as well with coach Joel Sherman, to mention only one of those interviews. All the action brought to you by Squared Sport. Thanks to AMS Hayden, Instrumentation and Mining Services, Pty Ltd. If you're in the mining industry, please support them and their products and their services. We will take a quick break. We'll be back just after the break.
Welkom terug. Halftyd is iets, of rustyd, iets van die verlede, dat ek my nie skuldig maak om daardie woordjie te gebruik nie. Stadium is halftyd nie. Mooi toeristische Afrikaans, moet 'n kommentator verwys na rustyd, wat iets van die verlede is. As daar afgeskop word deur die Lionesses. Die Warriors wat nou van regs na links voor ons verby speel. Sinutando Ngwanya wat daar opgestaan het. Gaan hulle die kantlyn opsoek. Ja, hulle skop hier na die kommentaarkant van die veld toe. Die bal die wip so een keer en spat dan hier voor ons oë. Hier voor die kamera oor die lyn. Nie regtig veel lynstaande gesien nie. 22 punte teenoor 7. Die rustuittelling. Andile, skeieregter, wat die merkie daar aandui. Dan gaan die bal ingegooi word hier deur Landi Nkonso. Nee, Landi wat selling inneem daar in die lyn. Sy vra vir Zandrey van Staden. Mooi, dobber daar op die vingerpunte rond. Skeieregter het die vletjie geblaas nie, bietjie verwarring onder die spelers. Masego Patane wat die bal afgeneem het vir die Lionesses. Nou kry hulle weer die bal deur die hande. Eerste keer wat hulle met 'n loop hier vorendag kom, Annelisa Mkatsi wat ook mooi hanteer het. Hardloop terug na die ondersteuning, toespel die Raaf hulle bietjie uit daar. Maar mooi reg gemaak, speel aan, sê die skeieregter. 'n laat loop daar, skeieregter hou die voordeel uit. Latoya Setlari wat baie laat geloop is. Weer terug vir die Lionesses. Omsley-Slebe. Sy die hulp daar van Ignacia Sifunda. Weer beskikbaar. Weer daar die nommer 11 Annelisa Mkatsi. Teruggedryf deur die Warriors. Skeieregter het nou reeds lank voordeel gespeel vir daardie laatvat. Vinnig gespeel. Bring die bal terug na binne toe. Dis Omsley-Sebe. Nou moet daar bal gegooi word deur die Warriors. Speel daar na die klein kantjie toe. Dit was Yamkela Mbem wat hanteer het daar. Weer 'n strafskop. Amashle Mayongo. Taki bal. Terug daarna nommer 8 Chwayita Kubani. Dan 'n stormramlopie Ignacia Sifunda. Die bal wat terugwaarts verloor is. Skrimskakel Nicole, maar sy word ook gelak. Die Warriors die speel hier in die gesigte van die Lionesses. En dan blaas Andile se fluitjie. Intussen spel wat voortgaan hier buite beeld. Maar die skeieregter het die spelers reeds teruggeroep daar na die oorkant van die veld.
Gaan aanlei pale toe. Wie gaan hier pale toeskop? Lyk my na Choita. Tref die bal mooi. 3 punte wat bygevoeg word. 22-10. Eerste punte dan van die tweede helfte wat aangeteken word deur die Lionesses. Gooi Sione Molwantwa. Ja, met die berge hier van Rissenburg so daar in die agtergrond. Rissenburg se buitewyke wat jy daar agter die klaphuis kan sien. Etlike plaasvervangers wat nou op die veld verskyn. Sien 2 van die spelers wat die veld verlaat. Die is Ndiswa Kaledi in die Babale Sepika. En dan sit ook Zandrey van Staden. Lyk vir my ook daarna Mossa Monyane. So die hele bank wat nou aangewend word. Chepang Masisi. Wat ook die veld verlaat. Wedstryd wat nou kan voortgaan of voortgesit word. Sonnetjie wat heerlik bak, braaivleisvure wat daar in die agtergrond ook aan die gang is. Bal wat terugwaarts verloor word. Nou is dit die Lions, die bal wat vorentoe aangegee word, ongelukkig. Ignacia Sifuna met die bal daar in die hande, saam met Yolanda Kwele. Nader gestap deur Kwanele. Opwindende vroue rugby hier vanaf Ikemeling, die waterval sportgronde. So af en toe 'n rukwindjie wat hier vanuit die bloute uit op ons neerdal. Albert wat sy tafel nou moes red met al die toerusting, mooi gehardloop. Esetu Jebezi, die kaptein, sterk baldraer, nog steeds op haar voete, vat 2 spelers om haar grond toe te bring. Ball available yet again to the Warriors. Landy Mkonso, 5 meters from the whitewash. Opportunity beckons. Also the number 7, Busisiwe Letlapa. Good defensive efforts by the Lionesses. Trying to march right through the middle. Jebez, and then picked up. Kansi plays the ball. Not yet. Good defense from Sintle Skatla. Patience on the attack. No, not to be losing the ball forward in the process. Bit of over-eagerness by the forwards. Masego Tsite, Desri Kopatitata, 2 of the players that came from the bench.
playing of a bench. Also replacement scrum half from the Lionesses. Scrum, no good. Let's reset. Andile not happy with proceedings. We'll have to try again. Player with a 13 jersey is that. That can't be Kelebogileko Fola. She was injured. Maybe just changed the jerseys. And then a penalty against the Warriors. Opportunity squandered. High risk rugby running from their own try line. That's Sibanye Kloof of the Lionesses. Gaining some meters on the attack though. Possession available. Forwards. Pick up and drive. Then playing the short side. Keeping the ball alive or trying to keep it alive in the contact. But this time around, the penalty going the Warriors' way. Khoitsione. Scrum half. With a tap and go. Back to Landy Mkonso. Stop right in her tracks. Goeie fase besit wat verkry word. Tydberekening van die aangee, ongelukkig nie heeltemal daar nie. Timing of a pass. Andile calling them back for the scrum, right in the middle of the field. Attacking opportunities to both sides now. To the left and to the right. Seven minutes remaining in this fixture. Sibanye Stillwater Derby Day. Here from the Waterval Sports Grounds. All the action live on Squared Sports. Breaking away, good run from the captain Chwaita Krubani. Gaining several meters. Also Amashle Mayongo. Good interplay between the forwards and the backs. But referee Andile says play on. And then a penalty. To the Lionesses. Dis die Warriors van die bal doelbewus haar afgeslaan het grond toe. Attending to an injury. What started out as quite a cold morning, -4 and -5 at some places, turned out to be quite a mild winter's day. 17, 18 degrees currently. But the prediction is that it will warm up over the next couple of days. (4-3) gedruk deur die Warriors. Keniwe Molifi, Isetu Jebesi, Pusisiwe Letlape.
aan die kant van die Lions, daar die enkele 3 deur Amashle Mayongo en 'n strafskop. Dit dan die 10 punte vir die Lionesses. Passering wat nou baie tyd in beslag neem. Lyk of haar reeds 'n plaasvervanger op die veld verskyn het. Aan die kant van die Warriors. Dis die kaptein, 'n gevoelige slag, Isetu Jebes. Gespeel deur die Lionesses. Very direct on attack, very physical. In the contact. Amashle Mayongo taking on the short side again. But then a penalty. Not using the arms. That will be the Warriors penalized. Losing the ball forward in the process. Kwanele and Zindle Skatla joining the scrum. Khoitsione picked up. Looks like the number 7, Letlape. But the possession not been taken away yet. Still belongs to the Warriors. Haven't seen any real action from them in the second half. Then they intercept. Good work by Sibanye Kloof. Still got the possession and the advantage. And then the penalty going their way. Amashle once again part of the action. Nancy gave it there to Nicole. Good drive. Kwanele giving the ball out. Penalty advantage to the Lionesses. And then there's a card as well. A bit harsh, but according to the rules, Keke Mosinyana, some time out for her. No, you can't join the team anymore. Sindiswa Kaledi and Naledi Nkala, off you go. For which from Mr. Andile. Then the number 11, Annalisa Nkatsi. Possession been stolen. No, still belongs to Kloof. But unfortunately holding on. Penalty against the Lionesses. All the hard work undone. Quick tap and go by Khoitsione. Back to the number 3, Landim Konso. Driving forward. Clap our side of the field. Offside lines. Once again a penalty against the Lionesses. Almost got in possession, but then she got away with it. Last minute efforts from the Warriors. Available yet again. Lanim Konso. Good support play by the number 5 Naledi Nkala, or was it the 15 rather?
Alisiwe Jangile. On the attack, stepping towards the inside, Apiwe Budu. Retaining possession. That was Letlape Busisiwe. Good interplay between forwards and backs yet again. Kan die hond daar afmaak daar nie. Net die verdedigingslinie breek nie. Desperate verdediging deur die Lionesses. Steeds die besit. Goitsione Bolwantwa. Grawe die bal nou daar uit. Mooi reguit lyn wat gehardloop word deur Busisiwe Letlape. Ook handjie bygesit deur Ini Babale se Pika. Sien die bal hierdie keer daar vir die nommer 12 Mosa Monyane. Weer beskikbaar. Nou verander hulle rigting. Ini Babale. Sy gee die bal uit, maar dan word die bal afgeneem en terselfdertyd vorentoe verloor ook. Spel wat so bietjie uitrafel daar. Ongelukkig strafskop aan die Warriors. Met nog 'n besering daar in die middel van die veld. Vinnig gespeel. Monyane wat die bal uitgegee het. Verdedigers wat soos die hyenas toesak daar op die prooi. Bal wat uitspat, skeieregter sê speel aan, hier's geleentheid. Die binne toe aangee, daar vir die nommer 10 Latoya, maar sy die bal weer vorentoe verloor. Siamtana Magadlela. Skop hy vorentoe gegee, reg daar in die hande van Tani Sujiwane, en daar trek Tani. Word afgebring, grond toegebring. Weer beskikbaar vir die Lionesses. Is nou een vir my, een vir jou. Goeie ritme, goeie continuïteit. Annelisa Mkatsi wat die bal ook hanteer het daar. Ook so Yolanda Kwele. Bal wat daar nader getrek word op die grond. Deur die nommer 22 van haar voete af. So Paradani keel. Goitione wat weer nader geroep word. Reeds 23 minute verstreek hier in die tweede helfte van die kragmeting. Die nommer 13 Kelebogile Kafolafola. Mooi aangee, hou die bal mooi lewendig. Dan verloor hulle hom vorentoe. Een van die foute wat die meeste gemaak is in hierdie wedstryd. Bal wat nie tot hande kan gaan na van Kelebogile November nie. En dan blaas meneer Andile die eindvletjie. Dis die tuisspan, Sibanye Warriors. Wat dan 'n C4 hier teen die besoekers, Sibanye Lionesses, daar van die Kloof Mynse wêreld. Ja, al hierdie spanne die ding mee om die EVP beker, die EVP beker, Executive Vice President's Cup. Dit is waarom al meegeding word tussen hierdie twee spanne, verbonde aan die Sibanye Stillwater groep van myne. Dit dan die eerste kragmeting van die dag. Ons hoop hierdie kragmeting geniet. Daar is nog 2 wedstryde wat oorbly. Ons gaan daardie aksie ook aan die bring en beskryf. Gaan gooi 'n drinkdingetjie so tussen Wimbledon en tussen die Springbok toets en al die ander rugby en sport gebeure deur. Bly ingeskakel hier op die YouTube kanaal. Dis waar al die aksie op klip rugby vlak gebeur. Met die goedgunstige vergunning van AMS Hayden Instrument and Mining Services, Pty Ltd.